hier moet uitbruk. Toe. Sit. Dat ek jou nou weer 100 keer moet roep voor jy aan tafel kom sit vir ontbyt. Ma, is verskriklik streng. Ek moet wees, die boepens laat julle doen net wat julle wil. Ek kan net nie help dat ek geseën is met meer geduld as jy nie. Geduld het niks daarmee te doen nie. Spiere leigatheid. As jy regte leigaatheid wil sien, moet jy na Melvin na by ons werk kom kyk. As daar 'n customer by daai voordeur inloop, maar verdwyn daai Melvin net. Want toe? Gewoonlik die Lewie. Kan daai SMS nie wag tot ons klaar is met ontbyt nie, juffroutjie? Nee, dit kan nie. Wie SMS jy? Benny, hoe anders? Wie's Benny? Juffrou Muisnest is 'n nuwe ou. Wat het van daai useless Van Rooyen geword? Moet asseblief nie eers sy naam vir my noem nie. Ook nie vir my nie. Hoekom nie? Die partykeer wonder ek of jy in dieselfde huis as ons bly. Jy stel nie soveel belang wat in jou kinders se lewens gebeur nie. Ek stel belang of hy gaan kwalifiseer as 'n chef en of sy matriek gaan deurkom. Hulle weet baie goed as dit nie gebeur nie, sal hulle albei se gatte brand. Ek is te groot vir 'n pak sla. Jou ma dink nie so nie. Ja, as die dissipline in die huis van julle pa afgehang het, was julle albei al drop-out drug addicts. Hoekom is jy kwaad vir Tenis? Want die klein bliksem van 'n Van Rooyen het afgehak met 'n meisie by die kookskool op wie die dik gat 'n oogie gehad het. Ek het vir Faatjie gevra. Ag man, hy's of jou lang storie gespin het. Ek gee vir jou 'n opsomming van die feite. Is dit wat gebeur het? Ja, pa. Tennis het in my slaai gekrap. Ag, krap, oh please. Hy's al weg met die hele bak slaai en die hoofgereg. Ja, okay, ma. Dis nou nie nodig om dit in te vryf nie. Waar's jou gevoelens? Kan jy nie sien die kind is ontsteld nie? Ontsteld, hy is ontsteld, hè? En wat van my? Hoe dink jy het ek gevoel toe ek 'n week voor ons troue moes uitvind jy het my verneek met daai slet van 'n Sarah Bosman? Molly, dis meer as 20 jaar gelede. Wanneer gaan jy daarvan vergeet? Sorry, maar ek voel oor Sarah Bosman soos die regering voel oor apartheid. Hoe's dit? The people must never forget. Julle gaan so te kere ek maak soms spelfoute in my SMS. Nou, die manier hoe julle spel as julle SMS'e stuur, laat alles lyk soos een groot spelfout. SMS is 'n taal op sy eie. Oorsee word dit Pigeon Mobile genoem. Die koningin van Engeland se gunsteling dis 'n stuffed pigeon. Sis, eet sy duiwe. Ja, wat opgestop is met bacon en neute. Nou die dag vrou Melvin vir my. Wat is die verskil tussen jou vrou en jou girlfriend? Wat? 40 kilogram. Jy weet, baie keer bid ek dat alle vrouens 'n man soos ek moet hê. Is dit? Ja, hoekom moet ek alleen suffer? As volgende maand 'n tandheelkundige kongres by Sun City. Dr. Proctor het vir my en Martie gevra om saam te gaan. Om wat daar te gaan maak? En klink jy nes jou pa? Daar's terselfdertyd ook 'n kongres vir dental assistants. O, Dis net 2 dae, een aand se oorslaap in die cabanas. weet pa daarvan? Nee, nog nie. Maar in elk geval nie 'n sê daaroor nie. Ek dink hy gaan baie daaroor te sê. Dit is in belang van my beroep. Toe jou pa by daai battery kongres in Oos-London was, het in elk geval 2 aande oorgeslaap. Ja, die tweede aand op die lughawe, omdat sy vlug gemis. Daar by hulle gomgat kongres drank betrokke was. Ons kongres is op 'n ander vlak. Ek is seker daarvan as 'n klomp tandartse van hulle vrouens al weg is, syp hulle maar net soos gewone mense. Nie heeltemal nie. Hulle gebruik baie duurder drank. Terwyl ons nou so pally is, kan ek vanaand saam met Benny na die Blue Moon Lagoon toe gaan? Wat is dit? 'n Klub? 'n Baie ordentlike een. Vra jou pa. Hy sê dis oukei as ma sê dis oukei. Nesse is ek moet altyd die belangrike besluite in die huis neem. Die keer sal ek voor 12 terug wees. Ek beloof. Ek wil eers met daai Benny praat voor jy gaan. Hoekom? Ek wil hê hy moet mooi verstaan watter 7 soorte hel sal los wees as hy jou nie nigter en voor 12 by die huis bring nie. Benny weet, dis nie nodig om hom weer te sê nie. Dit is mannetjies van sy ouderdom met 'n probleem met luister. Ek praat met Benny of jy bly by die huis. Ag, okay, ek sal hom sê. Nou daar nie weer 'n misverstand is nie. Hel, lyk my hoe ouer ek en my dikgat boetie word, hoe strenger word ma. Dit is nodig, glo my. Julle is nou op die ouderdom waar julle groot mens dinge wil doen, maar eintlik nog pure kind is. Mamma was ook op daai ouderdom. Exactly, maar ek verstaan nou is die gevare.
My arme ma het op haar knie my deur my tienerjare gebid. My ma was baie woes. Waaroor jy dit? Ek was 'n normale tiener. Dis nie wat ouma Ella sê nie. Laat ons asseblief nie so vroeg in die oggend oor haar praat nie. Dit sal my sommer laat opgooi. Nou oordryf maar. Jy weet, ek dink Adam en Eva moes die gelukkigste paartjie ooit gewees het. Nie Eva hulle te skoonmaak gehad nie. Faatjie, Is jy reg om te ry? Dis nog vroeg. Drink eers pas 'n koffie klaar. Ja, ons land is vinnig besig om 'n bananenrepubliek soos Zimbabwe te word. Hou liewer op om die koerant te lees. Dis te depressie. Miskien is jy reg. Mens wil nie weet wat alles hier aangaan nie. Melvin sê vir my, die regering is te slap gat om enigiets aan misdaad te doen, want hulle beskou dit as werkskepping vir security guards. Pa, is dit oukei met pa as ek vanaand saam met Benny na die Blue Moon Lagoon toe gaan? Sê jy my of vra jy my? Ek vra. Vra jou ma. Sy sê dis oukei, as pa sê dis oukei. Nee, sy is. Ek is altyd die een wat die belangrike besluite moet neem. Ek sal voor 12 terug wees. Dat het ek ook al gehoor. Genien, Benny moet ook dan by sy huis wees. Sy ouers is verskriklik streng. Ek bly om dit te hoor. Want die rabbies van Rooyen se ouers gee nie hel om wat hy aanvang nie. Sy maag gee om. Dis sy pa en sy stiefma wat nie omgee. Mens sal nooit sê daai man was 'n dominee nie. Het pa geweet, teen sy stiefma was voorheen 'n paaldanseres. Is dit? Ja, sy pa het haar help bekeer toe hy haar by 'n stripklub beywer het. Dis seker dieselfde storie wat hy sy vorige vrou en die kerkraad gegorrel het. Nee, ek's klaar met tennis. Ek weet nie wat loyaliteit beteken nie. Hard seker na sy pa. Pa kan ons maar ry. Ja. Laat my dink aan daai dominee in Potch, wat die dames van die sustervereniging so vreeslik berading gegee het. Hy sit toe sommer 4 van hulle op die pad. Hey, ignoreer jy my? Ja. En jy weet hoekom. Ek het gekom om dit uit te praat. Ek sal verkies om dit uit te beklei. Boks of stoei, Vlieg in jou hel in. karate of judo. Soos ek nou voel. Kickboxing. Laat ek net eers verduidelik. Nee, sorry. Ek wil nie jou verskoningkies hoor nie. Jy is nie 'n vriend se gat nie. Ek het 'n probleem met my wilskrag. 'n Ware vriend sal nie die cherry waarop sy vriend verlief is, sommer so gewetenloos afvry nie. Ek het geweet jy like haar, ek nie geweet jy's verlief op haar nie. Jy het nog nie eens op een date gegaan nie. Jy het geweet ek wil haar uitvra. Ja, sure. Maar toe verlei sy my. Petro is nie so 'n tipe meisie nie. Sorry, maar eintlik is sy. Sy was onder die invloed van drank. Nie geweet wat sy doen nie. Ek is die een wat getrek was. Sy het presies geweet wat sy doen. Ja, en toe het jy haar Gewat? Jy weet wat ek bedoel. Was julle intiem? I don't kiss and tell. Dit kan net een ding beteken. Ek is diep teleurgesteld in haar. Wat? Omdat sy my like? Dit beteken eintlik julle het dieselfde smaak, want jy like my ook. Nie op daai manier. En na hierdie episode like ek jou nie eers as 'n vriend nie. Sissie haat my. Wat verwag jy? Jy het haar verneek met my Cherry. Jou Cherry. Ek was op die punt om haar uit te vra. En dan sou sy met Cherry gewees het. Maar sy dan vas uitgaan met Nathan Nel. Vir wie sy verneek het met jou? Hy het haar verneek met Kobus te Kok. Wat vir almal sê hy het 'n crush op jou, maar wag tot jy uit die Cathy uitklim. Het ek nie gesê as iemand weer met daai storie begin, hy gebliksem gaan word nie. Bliksem vir Kobus, nie vir my nie. Ek wil vir jou nog donder oor Petro. Boks of stoei.
boks, want jy en Pietro het klaar gestoei. En kan sy stoei. Haar lyf van haar, sonder klere. Is pornografies. Jou la, bliksem. Wow. Hey, koele. Of jy gaan seer kry. Wat die hel gaan hier aan? Hallo Tannie. Ek is lus en belet daai van Rooyen om ooit weer sy voet op ons werk te sit. Wat presies het Faatjie gesê doen hulle? Stoei. Baie jongmans doen dit. Jou seun het net sy onderbroek aangehad. Dit was 'n baie warm dag. Kan die klein dik gat in jou oë niks verkeerd doen? Dalk het Faatjie geëksperimenteer Waarmee? om te sien of hy dalk vir die ander span speel. En jy sien niks daarmee verkeerd nie. Baie jong mense doen dit deesdae. Baie rook dag gaan gebruik drugs. Faatjie sal dit nooit doen nie. Hy het my beloof. Toe jy jonk was, het jy ook geëksperimenteer. Met dag aan drugs. Nooit. My ma sou my gatvelle van my aftrek. Ek praat van die speel vir 'n ander span besigheid. Nee, ek het sommer kort na my geboorte geweet ek is nie agter mekaar kerel nie. Is dit? En jy kan dit onthou. Soos gister. Dit was net na ek die eerste keer in my lewe geborsvoed was. Nou lieg jy vreeslik. Jou ma het myself vertel dat sy jou nooit geborsvoed het nie. Het ek gesê dis my ma. Wat? Dit was die pragtige rooi kopvrou in die bed langs haar. Haar babatjie was in die broeikas toe die verpleegsters vir my gebruik om haar borste te stimuleer. 'n Babatjie stimuleer 'n wildvreemde getroude vrou se borstig. So gewens om my huis te vat. Ek het kos op die stoof. Ek het nie tyd om te sit en luister na jou twakstories nie. Ek hoop jy gaan met die dik gat praat. Waaroor? Waaroor ons nou net gepraat het. Borsvoeding. Oor sy varkerige gestoeiery met tennis. O, okay, as jy daarop aandring. Wat is dit van tennis? Dit moet jy vir daai boetie van jou vra. Sê pa vir my. Ek weet niks. Jou ma was die ooggetuig. Faatjie en tennis het glo gestoei, dis al. Seker oor daai slet van 'n Pietro. En al wat Faatjie aangehad het was 'n onderbroek. En tennis? Sy het nie gesê nie, seker dieselfde. Kan jy nie eers klop nie? Wat het vandag tussen jou en tennis aangegaan? Wie wil weet? Ek. Julle keuse is af. Jy klaar 'n nuwe ou. Wat tennis nou doen, het niks met jou te doen. Bosie het half kaal gestoei. Dan het my hom klaar vertel. Toe, ek wil hoor. Ek het my vir hom vererg. Hy het vir Pietro Gewat? gemolesteer. Deur haar sin. Nee, dit is wat my so ontstel. Wat sien sy in hom? Seker maar wat ek aan hom gesien het. Tennis is 'n baie aantreklike ou. By my sou sy ware liefde gekry het. Hy gebruik haar net. Dalk gebruik sy hom. Sy kan my eerder gebruik. Ek sal nie omgee nie. Sy kan my opgebruik. Jou probleem is, jy's te desperaat. Wat weet jy? Oor 3 weke is ek 18. Ek is nie meer jou klein sissietjie nie. Weet jy hoe voel dit om 'n cherry uit te vra op 'n date? Wat dan begin lag en vir jou sê in your dreams. Wie so onbeskof? 17 meisies by die hotelskool. Hoekom try jy nie internet dating nie? Dit is net vir mense wat absoluut desperaat is. En jy is nie. Ek is so delen vir daai tennis. Hy gaan vanaand vir Pietro vir hom vas uit te gaan. Wel, ek gaan vanaand saam Benny Blue Moon Lagoon toe. Is dit? Weet Male dit? Ja, en hulle het gesê dis oukei. Kan ek saam gaan? In your dreams. Internet dating.
Mermpie soek my. Voor 12 maar ek beloof. Dis nou al 12:30. Dalk het iets gebeur. Iets gaan gebeur, sou ons verniet laat worry. Haar foon is op bloody voicemail. Klein kindertjies, klein probleempies. Groot kinders en mense sit hiermee. Vir wie wil nie nou, die polisie? My klein bliksem van 'n Benny Otto. This mother's been around the block. Ek het sy nommer van Blapsie se selfoon afgekry. Ja, ek sou nooit eens aan dink nie. Ek weet. Blapsie? Waar die hel is jy? Ek bel jou foon, maar dis op voicemail. Wat? Pap battery. Jy moes dit gecharge het voor jy uitgegaan het. Jy moes voor middernag by die huis wees. Waar is jy? Wat maak jy by 'n hospitaal? Wat? Benny se ding is? En toe? Ei nou hel. Maar by watter hospitaal is julle dat jou pa kan stuur om julle te kom haal? O. Ja. Okay, ons wag vir jou. Bye. Wat het gebeur? Net voor hulle op pad huis toe is, het Benny gou agter die kar gaan whips. En in sy haas het hy sy gulp se zip te vinnig opgetrek en toe knyp die zip sy dinges vas. Dit is presies wat by ons werk met ou Melvin gebeur het. Hy het net daar uitgepas, kop in die lobby. Wel, Blapsie vat toe vir Benny na die naaste ongevalle toe. Hulle het toe die zip losgesny. Benny se pa en broer is nou op pad om hulle te gaan haal. Het Blapsie hospitaal toe bestuur. Maar sy het al learners. Ja, maar sy bestuur soos haar. Soos al wat? Sy bestuur nog nie so lekker nie. Was 'n noodgeval, die kind het kop gehou. Sy kon ten minste net gebel het. Melvin dra nou net jeans met knope. Hy haat 'n zip. Dit is nog een rede waarom ek bitter bly is dat ek as baba gesircumnavigate is. Is dit? Melvin was nie, maar nou is hy. Ou Benny seker ook. Bestie, klap toe gaan ry. Dis my skuld. Ek moes nie ja gesê het nie. Nee, dis my skuld. Ek het die besluit geneem. Hoe so? Blapsie het vir my gesê, jy sal sê dis oukei. Sy kan maar gaan as ek sê dis oukei. Maar dis presies wat sy vir my gesê het. Dan is dit ons albei se skuld. Nee, wag 'n bietjie. Daai juffroukie het vir ons gevang met die oudste triek in die boek. Watter boek? Vir wie ook al sy eerste gevra het sy voorgelieg. Ek volg nie mooi nie. Die pa sê en dan ma sê stories, iets wat ek baie met my ouers gedoen het. Dis die heel eerste wat ek hiervan hoor. Jy weet, baie keer laat jy my wonder. Waaroor? 5 miljoen sperm en jy was die veiligste. Sy kom. Lekker moeg van die laatnagse klub toe gaan ry. Gaan vraaitjie nie kom eet nie. Ag man, dis Saterdag, laat die kind slaap. Hy was glo heeldag besig op die internet. Waarmee? Skurwe websites. Huise en navorsing. Vandag se kinders sal nie kan lewe sonder selfone of laptops nie. Ja, okay. Wat is so dringend wat nie kan wag tot later as pa van die werk afkom nie? Jy, juffroukie, het ons twee gister gespeel soos 'n jou en dit gaan nie weer gebeur nie. Toe selfs. Soos jy maar sê, ons is nie jou nie. Waarvan praat pa hulle? Sien, nou maak sy kastig of sy nie 'n idee het nie. Toe selfs. Nou het jy kastig nie 'n idee nie. Ek ook nie eintlik nie. Van nou af vra jy nie een van ons se toestemming om na 'n klub of iets toe te gaan tensy ons nie albei teenwoordig is nie. Hoekom nie? Want jy speel ons te mekaar af. En jou ma weet, dan sê jy met haar oor spook gedoen. Ons praat nou oor haar nie oor my nie. Sorry, maar ek weet nie wat ek verkeerd gedoen het nie. Moenie vir jou dom hou nie. Ma het gesê, ma het gesê. As jy van nou af iets wil vra, dan moet ons albei daar wees. Jy vang ons nie weer nie, toe selfs. Wat jou ma nou net gesê het is van nou af in hierdie huis 'n wet. Ons moet van nou af albei daar wees as jy iets wil vra. Is dit duidelik? Ja, okay, ma. Jy kan nou maar verder jou partybas gaan afslaan. Net om die nuwe wet te toets. Ma en pa is albei teenwoordig. Mag ek iets vra? Hierdie kind snap 'n ding vandag. Vra, ons luister. Wie gaan vir ons kos maak as ma na die tandartskonferensie toe gaan by Sun City? Wat? Wat 'n konferensie? Dit is 'n belang van my beroep. Gaan jy daar oorslaap? Gaan daai vatterige dokter Proctor ook daar wees? Verskoon my, my work is done here. Is jy nou gelukkig, Snip?
Ek is bitter ongelukkig oor wat ek nou hier hoor. Wanneer was jy van plan om my te sê? Ag, kalmeer net. Ek sê jou op die regte tyd gesê. Die regte tyd. Daar is nooit 'n regte tyd vir slegte nuus nie. Sy wakker ou maat. Vir jou breakfast in bed gebring. Wie die hel is jou ou maat? Ek kan hierdie gespanne atmosfeer tussen ons nie meer vat nie. Wat jy veroorsaak het. Daaroor is ek bitter spyt. Maar jy vry nog lekker met Petro. Nie meer nie. Nee, Eet jou kos voor dit koud word. wat het gebeur? Sy nou flippe Nathan Null het weer opgemaak en toe stuur sy my en my Helen. Hoe kon sy dit doen? Maklik. Vat die rugge van Rooyen, vat jou bicycle, vat die pad en fiets ek. Nee, ek bedoel, hoe kon sy opmaak met Nathan? Hy het haar verneek met 'n ander ou. Sy dink dit tel net as verneek as daar 'n ander vrou betrokke was. En hoe voel Nathan dat sy hom verneek het met jou? Seer gemaak. Hy voel seer gemaak. Nee, hy het my seer gemaak. Het julle beklei? Gestoei. Toe wen hy met 'n onwettige stoei aksie wat al van die Beijing spele heeltemal verban is. Die Meksikaanse duimspyker. Wat is dit? As jy jou duim in jou opponent se dinges opdruk,